Goeiemôre vriende. Baie hartlik welkom hier by Erfdeel Gemeente. Ons is so bly julle is saam met ons hier om die opstanding van Jesus te vier. Jy weet, ek het die afgelope tyd gedink, die opstanding is maklik die grootste gebeurtenis van hele lewe, van mensgeskiedenis. Dit is die grootste ding wat nog ooit in die wêreld gebeur het. Want omdat Jesus opgestaan het ons, sê Johannes 10:10, lewe in oorvloed. Dis nie net hierdie lewe nie. Na hierdie lewe is daar lewe wat vir altyd aanhou. 2 Korintiërs 15 vers 19 sê, as Jesus nie opgestaan het nie, is ons, en dis nou 'n hogere woord in die Afrikaans, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Met ander woorde, ons is eintlik dood, ons het nie hoop vir die toekoms nie. Maar nou het hy opgestaan. En nou is daar lewe in oorvloed. Ek wil vir jou vra, kom ons gee 'n applous daarvoor in Jesus se naam. Ons het vandag weer in duisternis probeer begin, met al die beligting hier is dit baie moeilik, maar julle het Vrydag 'n verrassing beleef, toe die diens sommer so gestop het. Ek het voorgestel dat ons sommer in die middel van 'n sin ophou en loop, en ek het vir 'n paar van julle verduidelik hoekom ons dit doen. As jy Lukas 24 gaan lees, dan sal jy hoor dat die disippels het nou vir 3 jaar agter Jesus aangeloop en gedink hy is die een wat gaan lewe gee, wat gaan hoop gee. Hy is hulle nuwe leier wat Israel gaan herstel, en skielik sterf hy aan 'n kruis en hulle dink, wat? Wat nou? Het julle dit Vrydag beleef? Wat nou? En dis wat ons Vrydag wou hê. Ons wou hê, ons beleef dit en ons wou hê, julle moet iets beleef van die verslaandheid wat mense beleef het, toe die verlosser aan 'n kruis sterf en daar's niks. So, Vrydag het ons in donkerte gestop. Vandag begin ons in donkerte, maar net nou gaan die lig skyn, want ons beweeg na die lig toe. Vrydag het ons 7 verskillende aspekte of maniere waarop Jesus gelei behanteer met julle. Daar hang hulle nog daarvoor. Julle sal hulle net nou sien as die ligte aan is. 7 van hulle het ons daar opgesit oor maniere waarop Jesus gelei het. Vandag gaan ons weer na daai 7 kyk. Maar ons gaan nie kyk hoe dit Jesus geraak het nie. Ons gaan vandag kyk hoe raak dit ons. Daai 7 maniere waarop Jesus gelei het. Vrydag het ons 7 swart kersse wat hier gestaan het, doodgeblaas, een na die ander. Vandag, want dis die teken van die dood wat kom, en vandag het ons 7 wit kersse, teken van die lewe, en soos ons aangaan, gaan ons ook elkeen van hulle aansteek as 'n simbool, dat ons nader na die lig toe beweeg. So ek vra vir jou vandag, ek wil jou uitnooi, maak jou hart oop vir die Here. Kom stap vandag saam met ons na die lig toe. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die lig wat Jesus gebring het. Here, vir baie mense wat vandag hier ingekom het, is die lewe soos die kerk vandag was, donker, sonder hoop. En ek weet, dis nie in ons mense se vermoë om iemand te oortuig om in U te glo, om die lig te aanvaar. En daarom bid ek dat die Heilige Gees vandag in hooplose mense wat hier sit, hartseer mense, mense wat moed verloor het vir die lewe, mense wat siek is, dat U vandag deur die Gees in hulle harte sal inkom, en dat U daar ook 'n kers sal aansteek, sodat hulle met hoop kan leef, omdat die lig gekom het. Wat nie beteken ons lewens gaan sommer net plain sailing wees nie, maar wat beteken, daar is hoop.
Daar is altyd iets beter wat wag. Kom openbaar dit aan ons vandag, Here. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Lukas 9 vers 23 sê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee en my elke dag volg. Nou ons weet nie baie mooi wat dit alles beteken om kruis te dra en Jesus te volg nie. Maar ek het iets gehoor in 'n videoetjie gesien wat ons met julle wil deel, om vir jou iets te verduidelik van wat dit beteken. Hier is die kruis. Wat dit beteken uiteindelik is, dit wat jy optel, luister mooi, dit wat jy optel, bepaal wat jy neersit. So as ek die kruis van Jesus Christus op my skouer het, beteken dit, ek het nie meer hande om rykdom en ego en my sonde te dra nie, want ek het die kruis op my. Ek het nie meer lus, ek het nie meer die krag om 'n affair aan te knoop nie. Dink net hoe awkward sal dit wees as jy 'n affair aanknoop met iemand en sy vra vir jou, bring jy die kruis saam? En jy sê ja. En sy sê nee, ek dink dan moet ons dit liewer los. Hoor julle, as my hande met die kruis van Jesus besig is en vol is, het ek nie die hande vir al hierdie ander sakke nie. Dan moet ek dit van dit ontslaa raak. Ek het net nie hande om dit te hanteer nie. Ek kom hy. Want ek het die kruis wat ek dra. Dra jou kruis. Die Here sê, hy is verloon ter wille van ons. Al wat hy van ons vra. Vergeet van jouself en volg my. Wanneer ons die verhaal van Petrus hoor, soos ons Vrydag gelees het, dan is dit baie maklik om die man te oordeel. Wel, hy het Jesus geken. Hy het sy wonderwerke gesien. Hy ken sy menswees. Hoe kon hy dit doen? Wel, in die verhaal van Matteus 26 vers 6 tot 13, vertel vir ons 'n bietjie meer oor hoe ons Jesus ontken in vandag se lewe. Ons ontken hom ook
in baie opsigte. So ek wil hê ons moet vandag in ons eie lewe kyk, waar ontken ons Jesus? Matteus 26 vers 6 tot 13. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die melaatse man. Daar kom toe 'n vrou na Jesus toe. Sy het 'n mooi klipkruitjie gehad en in die kruitjie was daar baie duur, lekker ryk olie. Sy het die olie op Jesus se kop uitgegooi terwyl hy by die tafel gesit en eet het. Toe die disippels dit sien, het hulle kwaad geword daaroor en hulle het gesê: Hoekom mors julle sy olie? Sy kon dit verkoop het en baie geld gekry het. Dan kon sy die geld vir die arme mense gegee het. Jesus het geweet wat hulle gesê het en daarom het hy vir sy disippels gesê: Hoekom pla julle die vrou? Sy het iets vir my gedoen wat goed is. Die arme mense is nog altyd by julle. Maar ek sal nie altyd by julle wees nie. Die vrou het nou die lekkerryk olie oor my gegooi. Sy het dit gedoen sodat my liggaam gereed kan wees vir wanneer hulle my begrawe. Ek sê vir julle, en dit is seker, oral in die wêreld waar die mense hierdie goeie boodskap bring, sal hulle praat oor hierdie vrou en wat sy gedoen het. Die mense sal haar onthou. Tyd. Nee, ek het nie tyd vir Bybel lees en bid nie. Die lewe is te besig. Ons ontken hom. Geld. Nee, ek het nie geld vir die kerk nie. Die lewe is te duur daar buite. Ons ken hom nie. Godsdiens. Nee, ek praat nie met my vriende oor godsdiens nie. Dis mos 'n persoonlike saak. Ons ken hom nie. Ons ken hom nie, ons ken hom nie. As ons dink aan die eensaamheid wat Jesus beleef het, ook na die pad na die kruis toe, dan het dit begin by Petrus, by Jakobus en by Johannes in die tuin van Getsemane, waar Jesus by hierdie 3 manne kom en vir hulle vra, bid saam met my. En in die tyd, die moeilikste tyd van Jesus se lewe, het hulle geslaap. 'n Tyd toe Jesus hulle die nodigste gehad het. Het hy eensaam gevoel. Dis nie al nie. Dis nie net daai 3 manne, daai 3 keer nie. God het ook Jesus verlaat. Toe ons lees oor Getsemane se verhaal en Jesus die gebed bid om te vra, Vader, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Here, ek sien nie kans hiervoor nie. Het dit nooit daaroor gegaan dat Jesus nie aan die kruis wou sterf nie. Jesus het nie gevra dat hierdie beker by my verbygaan omdat hy nie kans gesien het vir die kruis en die pyn en die seer nie. Jesus vra, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, want hy het geweet sy Vader gaan hom moet verlaat. Ons lees dit in Matteus 27. Jy moet nou onthou, Jesus was nog nooit deur God verlaat nie. In die hemel het hulle eenheid met mekaar gehad, nabyheid. Sy bediening op aarde het hy nabyheid met sy Vader beleef. Matteus 27 vra Jesus die woorde, my God, waarom het U my verlaat? Jy sien, dis die beker wat Jesus nie voor kans gesien het nie. Dis die ding wat Jesus gesê het, ek sien nie kans om deur God verlaat te word nie. Asseblief, Here, ek kan nie
alleen hierdie doen nie. Jesus het geweet hy gaan van God geskei moet word, omdat hy sonde geword het vir ons. Sonde bring skeiding. Jesus het eensaam gevoel. Dit gaan nie oor die pyn en die lyding nie. Dit gaan daaroor dat God hom moes los. En as ons dink aan die hel, dan het ons baie keer hierdie idee van die pyn en die vuur en die wurms en die skree en al hierdie goed. Vriende, dis nie 'n druppel in die emmer nie. Hel is die plek waar God nie is nie. Dis hel. En hoekom wil ek vandag hierdie goed vir jou sê? Kom roer dit my hart as ek dink daaroor, is om vir jou te kan sê, dat jy kan weet vandag, jy hoef nooit ooit alleen te wees nie. Jy hoef nooit ooit te beleef wat Jesus aan 'n kruis moes beleef het toe sy Vader hom verlaat het nie. Want God is Immanuel. God met ons. Ons hoef nooit alleen te wees nie. Jy sien, Jesus was eensaam, sodat ons nooit eensaam hoef te wees nie. Die vierde ding waarna ons gaan kyk is, Jesus is beskuldig. Nou daar's twee verskillende aspekte waarna ons gaan kyk as dit kom by beskuldiging. En die eerste ding waarna ons gaan kyk, hoe beskuldig ons Jesus valslik in ons lewe? Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het probeer om 'n aanklag teen Jesus te kry om hom dood te maak, maar hulle het niks gekry nie. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat deur mense gemaak is vernietig en binne 3 dae die een bou wat nie deur mense gemaak is nie. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie. Ons is nie baie anders as hierdie mense wat Jesus valslik beskuldig nie. Want ons doen presies dieselfde. Dis nie waar nie. In Romeine 8 vers 28 sê die Here baie duidelik vir ons, hy laat alles in ons lewens ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Die Here is so betrokke by alles wat jy doen. Hy kan letterlik alles wat in jou lewe gebeur omswaai en dit jou ten goeie laat kom. Nie noodwendig gelukkig maak nie, maar jou ten goeie laat kom. Die Here is nie lief vir my nie. Dit is absoluut nie waar nie. Johannes 3 vers 16 wat ons almal baie goed ken, sê die woord van die Here, want so lief het God die wêreld gehad en jy is een van die wêreld. God die wêreld gehad dat hy sy seun Jesus aan 'n kruis laat sterf het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. En in Romeine 5 vers 8 sê die Here, hy doen hierdie goed. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, toe ek en jy nog sondaars was, met ander woorde nie 'n verhouding met hom gehad het nie, toe ons nog ver weg was van hom af. Die Here het van my vergeet. Is ook nie waar nie. Lukas 12 vers 7 sê die Here, die mossie, wie van julle ken 'n mossie? Mossie is, en die Here sê dit self, is een van die waardeloosste goedjies in sy skepping. Hy sê jy kan 'n mossie vir 'n sent koop, maar ek is seker daar is niemand wat eers 'n mossie wil koop as 'n troeteldier nie. En die Here sê hy gee vir hulle alles wat hulle nodig het. Hy onthou hulle, hy sal nooit een van hulle vergeet nie. Matteus 10 sê die Here dan dieselfde van ons in vers 30 sê, ons is baie meer werd as mossies. En weet jy wat sê hy nog steeds? Nog verder aan. Hy sê hy weet hoeveel hare jy op jou kop het. Hy sal jou nooit ooit vergeet nie. Jesaja 49 vers 5 tot 16 sê hy, 'n ma kan dalk haar kind vergeet,
Maar die Here sal jou nooit vergeet nie, is nie waar nie. Wel, hy sê in Hebreërs 13 vers 5, baie duidelik, ek sal jou nooit vergeet nie, jou nooit in die steek laat nie. Hy is die heeltyd by jou. Ek wil dit net by sê, hierdie sakke wat as jy op die verhoog gehad het, as 'n mens sê die Here het jou vergeet, is jy dalk te bedrywig met jou sakke. Want wanneer die Here sê, ek sal jou nooit verlaat, jou nooit vergeet nie, net voor dit sê hy, ons moenie van geld 'n afgod maak. Maar die Here sal jou nooit vergeet nie. Hy is heeltyd by jou. Dit is ook nie waar nie. Die Here sê soveel keer in sy woord dat hy gebede verhoor. Jesaja 65:24 sê hy antwoord ons voordat ons hom aangeroep het. 1 Johannes 5 vers 15 tot 16 sê die Here, hy gee vir ons die Heilige Gees, hy gee vir ons alles wat ons wil hê en hy gee vir ons die voorreg om nog vir hom te vra net wat ons wil. En hy sal alles van ons verhoor wat binne sy wil is. Want baie keer vra ons goed wat ons self kan seermaak, wat nie sy wil bevorder nie, dan verhoor hy dit nie, maar alles wat jy vra, jy kan vir hom enigiets sê, jy hoef nie terug te hou nie, jy sê vir hom enige iets. Filippense sê, lê al julle begeertes voor my, en ek sal vir julle gee wat julle vra. Hy sal dit altyd verhoor binne sy wil. En die belangrikste waarmee ek wil afsluit vanmôre hierdie vraag, is Openbaring hoofstuk 8, jy kan dit gerus gaan lees. Daar praat die Here van die seël wat gebreek word, wat die gebede is van die gelowiges. En dan sê hy, wanneer die engele daai seël breek, wanneer die gebede van die gelowiges opstyg na boontoe, is daar stilte in die hemel. Want die Here luister. En almal luister na jou gebede. Jy sien, dis juist die probleem. Die krisis is nie dat ons hierdie vrae het of hierdie beskuldigings maak wat vals is teen Jesus nie. Die probleem is, ons glo hierdie leuns wat die Satan in ons gedagtes kom plant. Ons gaan nie terug na die woord toe en gaan kyk wat die woord vir ons sê nie. So ons het nie waarheid nie, want ons glo al hierdie leuns. Maar wat ons juis moet doen, wanneer hierdie negatiewe goed opkom, dat die Here het my nie lief nie, hy ken my nie, is om terug te gaan na die woord en gaan kyk wat die waarheid is. Dan gaan kyk ons na die tweede aspek, as ons gaan kyk na beskuldiging. Hoe reageer ons as mense valslik teenoor ons beskuldig? Kom ons uit 'n plek wat ons verkeerd optree? Ek gaan vir julle 'n skrif lees uit Markus 15 vers 3 tot 5. Die leiers onder die priesters kom toe met 'n klomp stories waarmee hulle Jesus beskuldig. Pilatus vra Jesus toe weer: luister net, wat sê hierdie mense alles van jou? Wil jy nie jouself verdedig nie? Steeds het Jesus nie 'n woord gesê nie. Pilatus kon dit nie mooi verstaan nie. Pilatus kon nie verstaan hoekom Jesus net stil bly en homself nie probeer verdedig nie. En ons as mens is geneig dat wanneer iemand ons beskuldig, dan tree jy uit 'n plek van selfverdediging of jy tree uit 'n plek om daai persoon terug aan te val. En my vraag vanoggend vir jou is dit hoe Jesus dit gedoen het? Jesus het in die evangelieboeke lees ons hoe Jesus vir sy disippels sê, maar volg my. In vandag se lewe kan ons nie soos die disippels agter Jesus fisies aanloop nie. Maar wat beteken daai volg my? Daai volg my beteken om in ons alledaagse lewe Jesus se voorbeeld te volg. En Jesus
het nie aanvallend opgetree of verdedigend nie, maar hy het opgetree uit 'n plek van geduld en uit liefde en uit selfbeheersing. Wil jy met 'n oomblik jou oë toemaak? Jy moet so 'n bietjie teruggaan na Vrydag, wat ons op die bord gesien het, toe ons gepraat het oor Jesus se lyding, wat hy moes deurmaak vir ons. Elke hou wat geval het, Jesus se lyding. Dankie. Ons het Vrydag saam mekaar ervaar, saam mekaar beleef, hoe Jesus moes ly. Die vraag is, wat beteken dit vir ons? Kry ons het emosioneel gevoel en ons harte het gebreek, maar die vraag bly, wat beteken dit vir my? Jesaja 53, vers 4 tot 5, help ons 'n bietjie om dit te verstaan. Jesaja 53, vers 4 sê, hy het swaar gekry, sodat ons nie sal swaar kry nie. Is daar 'n area in jou lewe vandag waar jy swaar kry? Hy het ons siektes gedra. Is jy vandag siek? Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Is daar sonde in jou lewe vandag wat jy voel jy nie kan oorwin nie? 'n sonde waarvan jy net nie kan ontslaa raak. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Is daar 'n area in jou lewe waar jy op hierdie stadium konflik beleef? En nie vrede nie. Met familie, vriende. Die einde van vers 5 sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Het jy vandag dalk emosionele seer waarmee jy rondloop? Geestelike seer. En as jy op enigiets van hierdie vrae wat ek gevra het, ja geantwoord het. As jy gesê het, ek voel dit, ek beleef dit, ek ervaar dit, het ek vandag goeie nuus. Dit waarop jy ja geantwoord het, dis juist daarvoor wat Jesus voorgelei het. Om uitkoms te bring. Hy het gelei en swaar gekry, sodat jy nie hoef nie. As jy swaar kry, siek is, konflik beleef, sê God, daar's uitkoms. Daar's 'n belofte van, ek het dit gevat. En daar dieselfde krag, wat Jesus uit die dood opgewek het, leef vandag binne my en jou. Goeie nuus. Maar vriende, daar's 'n groter belofte. Verbo dit, om te sê as jy vandag swaar kry beleef, as dinge op aarde skeef loop, nie uitwerk soos dit moet uitwerk nie, het die opstanding 'n belofte gebring van 'n ewige lewe saam God. And it can't get any better than that. Filippense 3 vers 11.
deur deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, het ons die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Belofte, opstanding uit die dood, 'n ewige lewe, en dit, vriende, is onbeskryflike genade. Kom ons sing oor daardie genade. Ons hemelse Vader, onbeskryflik dankie dat ons kan weet, ons toekoms by U is veilig en vas. Dat ons kan weet, deur die opstanding, Here, het U moontlikhede in ons lewens kom oopmaak waar ons nie eers kan droom of dink. En al wat U van ons mense vra is, om net ons verwagting in U te sit, en voluit in die oomblik te lewe, omdat ons weet, U het ons Pa geword, in Jesus Christus. En U het ons onbeskryflik lief. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ons is by die voorlaaste manier waarop Jesus gelei het, die kruisiging self, en die vraag wat ons daar dalk vir onsself moet vra is, of ons nie daagliks vir Jesus onbewustelik weer 'n keer kruisig. Mense wonder soms of die kruis genoeg is. Ons preek hier van vooraf, ons sê, jy het net die kruis nodig, jou sondes is vergewe, maar mense wonder, is dit regtig genoeg? Die ding wat ons moet verstaan is dat Jesus nie net ons sondes kom vergewe het, toe hy gekruisig is. Hy het 'n groter ding gedoen. Hy het ons familie gemaak. Van vreemdes na familie. Ons is bloedfamilie van God die Vader. En in 'n familie werk ons nie volgens wette nie. In 'n familie is daar nie wette wat ons lewe reguleer nie, daar is liefde. Die liefde het gekom in die plek van die wette, omdat ons kinders van God is. Liefde is die nuwe wet. As jy lief het en in liefde leef, doen jy wat God van jou vra. Ek wil ook net so 'n paar verse vir jou lees wat jy dalk nie so goed ken nie. In Galasiërs, en jy kan gerus die hele hoofstuk Galasiërs hoofstuk 3 gaan lees. Galasiërs hoofstuk 3:21 sê, hoekom het God wette gegee? Antwoord, omdat mense sonde doen. Dan sê hy, maar die wette, en luister mooi, was net belangrik totdat Christus gekom het. Ons kan amper sê, Jesus het in die plek gekom van wette, van jy moet dit, en jy moet dit, en jy moet dit. Galasiërs 3 vers 24 sê die Here, wette kan nie mense die ware lewe gee nie. Hoor jy dit? Dit kan jou nie die ware lewe gee nie. Daarom sal God ons nie vryspreek wanneer ons net doen wat die wette sê.
Galasiërs 2:16, hoor wat die Here daar sê. Ons weet dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur Christus in Christus Jesus te glo. Hoor jy? Alleen deur in Christus Jesus te glo. En omdat Paulus so belangrik vind, herhaal hy dit net daar. Hy sê, luister mooi. Geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. Die Here druk op my hart dat ek net vir jou nog iets moet sê daar. As jy die woord wet lees in die Bybel, dan beteken dit, ek doen self. Ek probeer self. Daar's so baie mense, en ek sê nie, dis jy nie, jy moet maar vat as dit vir jou laat, want ek het dit nou op my hart om vir jou te sê, daar's so mense, baie mense wat met God se goed besig is, omdat hulle dink, hulle moet daarmee ietsie bydra, om gered te word. Jy weet die spreekwoord wat mense so dikwels het, bid en werk, wie ken dit? Wie ken dit? Bid en werk, jy geweet dit staan nêrens in die Bybel nie. Bid en werk beteken, kruis is nie genoeg nie. Ek kan vir God vra, maar ek moet self ook iets doen. En die Here sê, geen mens word vrygespreek op grond van dat hy die wet onderhou nie, net deur te glo dat Jesus klaar betaal het. Ek hoop jy dink vandag daaroor. Want as ons steeds iets probeer doen, as jy die Here dien en jy het in jou agterkop, ek het daarom nou goed gedoen, die Here gaan my nou beloon daarvoor. Broers en susters, dan kruisig jy weer vir Jesus. Want dan sê jy daarmee, kruisdood is nie genoeg om my te red nie. Dis genoeg, jy het niks meer nodig. Ek sluit af met 'n verhaaltjie wat jy goed ken. Toe Jesus aan die kruis gehang het, was daar 2 misdadigers weerskante van hom gekruisig. Die een het hom heeltyd gevloek. Die ander het so 'n bietjie stil gebly, of het aanvanklik ook lelike goed gesê, en toe kom hy later half bietjie meer tot inkeer. En net voordat Jesus dood is, en voor die misdadiger dood is toe, draai hy na Jesus toe, en hy sê vir hom, Meester of Here, net dit, dink aan my, wanneer u in die paradys kom. Paradys is die ander woord vir hemel. En weet jy wat sê Jesus toe vir hom? Vandag sal jy saam met my in die paradys kom. Dink saam met my, hierdie ou het Jesus nie eers geken voor hy aan 'n kruis gehang het. Hierdie ou het nooit in sy lewe Bybel gelees. Hierdie ou was nie eers 'n kerklidmaat. Hy was nêrens betrokke nie. En ek hoop nou jou kinders, julle verstaan dit my, maar vir julle kinders verduidelik na die tyd. Hierdie ou het nie 'n dag lank sonnaarskool of kategese gedoen nie. Hy het in die laaste uur van sy lewe besef, hy het Jesus nodig, hy kan niks doen sonder Jesus, en hy het uitgeroep na Jesus en sê, Vader, Here Jesus, dink aan my. En die Here sê vir hom, die hemel is joune, omdat jy geglo het. Jesus se kruisdood, sy dood aan die kruis wat daar plat lê, is absoluut genoeg.
Deur Jesus Christus ervaar ons transformasie deur 4 sleutelareas. Dis wat Christus vir ons gedoen het. Die eerste ding waarna ons gaan kyk is dood na lewe. Soos Dominee Piet vroeër gesê het in Johannes 3 vers 16, staan daar dat God die wêreld so lief gehad het, dat sy enigste seun gestuur het, om kom red wat verlore is, en dat ons ewigheid kan hê, kan lewe in ewigheid, en nie verlore sal gaan nie. So wat Jesus gedoen het is, hy het fisies aarde toe gekom, en hy het die menslike lewe kom lewe, en hy het 'n menslike dood deurgegaan, en hy het vir ons die ewige lewe kom gee. Die tweede aspek waarna ons gaan kyk, is sterwe tot opstanding. Jesus moes dood gegaan het, voordat hy kon opstaan. Hy kon nie net aarde toe gekom het en net opgestaan het, daar moes eers iets plaasgevind het. In Johannes 12:24 lees ons dat 'n koringkorrel eers moet doodgaan, hy moet eers geplant word, voordat hy lewe kan gee, voordat hy vrug kan dra. So die grond kan die wêreld verteenwoordig, so Jesus kom aarde toe, hy is die koringkorrel, hy moet eers doodgaan, hy moet eers onder die grond gaan, voordat hy vir ons lewe kan gee. So, omdat hy dood gegaan het, het hy kom opstanding gee, hy het opgestaan, en ons deel in daai opstanding, soos ons ook lees in Filippense 3. En dit vat ons na die volgende een toe. Die volgende een kyk ons na skeiding, na versoening. Soos Leroy ook vroeër gepraat het, is dat sonde het skeiding gebring tussen ons en God, en daar moes iets plaasgevind het. Jesus het kom sterf, en hy het opgestaan, en dit het gemaak dat ons weer versoen is met die Vader. Ons lees dit ook in 2 Korintiërs 5:18 en 19. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. So ons kan nou weer 'n verhouding met die Vader hê, omdat Jesus vir ons kom sterf het, en kom opgestaan het, en vir ons lewe kom gee het. En dan kyk ons na die 4de een, die stryd na oorwinning. Jesus het die stryd kom stry, en hy was op aarde. Hierdie stryd wat ons stry is sonde, en hy het gekom, en hy het vir ons kom wys hoe ons moet lewe, en hy het die stryd goed gestry, en op die einde van die dag het hy vir ons oorwinning gebring, en ons lees ook dat ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus. Ons deel aan daai oorwinning. So dit is dood na lewe, die tweede een is sterwe na opstanding, die derde een is skeiding na versoening, en die 4de een is dan natuurlik stryd na oorwinning. Ek lees vir julle vers in 1 Korintiërs 15, 54, 55 en 57, hoor hoe kragtig is hierdie. In 54 staan daar, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. 55, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En dan lees ons in 57, maar ons dank God, dat hy ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Jesus se kruisiging het vir ons oorwinning gebring, en hy het opgestaan. So ek sluit af. Die graf is leeg, en Jesus leef. Hy is die oorwinnaar, en hy is vir ewig gekroon. Vanoggend, wanneer jy uit hierdie kerk uitstap, moet jy onthou dat jy is 'n oorwinnaar, want Jesus Christus het oorwin.